Algebra. Vereenvoudig uitdrukkings, deel polinome met monome. Wat beteken polinome nou weer? Dit is veel terme, dis meer as een term. En 'n monoom is een term. Dit word met 'n plus of 'n minus geskei. Voordat jy begin om polinome te deel met monome, moet jy eers monome kan deel met monome. Gaan weer deur daai werk en maak seker jy verstaan dit en jy kan dit al reg doen. En jy moet seker maak jy ken jou deel-eksponente wet baie goed. Onthou wanneer ons in algebra deel, is dit soos om met breuke te werk. Jy moet weet wat is die reëls vir breuke, want jy gaan dit hier toepas. Die eerste ding wat jy gaan doen, is om elke term van die teller apart op die noemer gaan sit. Wanneer alles verander is na monome gedeel deur monome, kan jy die monome deel, soos wat jy dit kan doen, soos die alkalaar dit geleer het. En die laaste ding wat jy nooit moet vergeet nie, is om jou beperkings te stel. Jy kan nie deur 0 deel nie. So al jou onbekendes in jou noemer, moet jy beperk deur te sê hulle kan nie 0 wees nie. As ons dit net vinnig wil voorstel, sê ons A plus B alles gedeel deur C. Eerste, ons skryf dit as 'n breek. A plus B bo en C onder. A plus B is die tellers wat ons nou gaan skei en op die C noemer sit. So dit is A op C plus B op C. En wat is jou beperkings? Daar's net 'n C in die noemer, so jou beperking is dat C nie 0 mag wees nie. C is nie gelyk aan 0. As ons gou weer na gewone breuke kyk, en ons tel 1/5 by 3/5. Die noemers is dieselfde en daarom kan ons dit optel. Ons sê dis 1 plus 3 op 5. Ons gebruik hierdie beginsel as daar polinome op 'n monoom is. Die eerste term is 1 op 5 plus die tweede term is 3 op 5. Dis mos elke term afsonderlik op 5. Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. 2a tot die mag 3 plus 4a kwadraat op 2a. Ons skryf nou elke term apart op die noemer. 2a tot die mag 3 gedeel deur 2a plus 4a kwadraat op 2a. Nou gebruik ons die gewone manier om monome op monome te vereenvoudig. Eers die heelgetalle, 2 op 2 is 1 en ons skryf dit nie. Dan a tot die mag 3 gedeel deur a. Die grondtalle is dieselfde, so ons trek die eksponente van mekaar af. 3 minus 1 gee vir jou 2, so dit is a kwadraat. Nou plus ons. Ons begin weer by die koëffisiënt. 4 gedeel deur 2 is 2. En a kwadraat gedeel deur a, die grondtalle is dieselfde, daarom is dit 2 minus 1 en ons bly oor met a. Ons plus 2a. En die laaste is om die beperkings neer te skryf. Wat se onbekendes het ons in die noemer? Dit is a, so die beperking is dat a is nie gelyk aan 0 nie. Ons kyk nou nog 'n voorbeeld. 5x tot die mag 3y kwadraat minus 15x tot die mag 5y kwadraat gedeel deur 5x kwadraat y. Goed, die eerste stap is om albei deur die noemer te deel, so ons skei dit. 5x tot die mag 3y kwadraat op 5x kwadraat y minus 15x tot die mag 5y kwadraat gedeel deur 5x kwadraat y. Nou kan ons die vereenvoudiging doen en uitkanselleer. 5 gedeel deur 5 is 1, hulle kanselleer mekaar uit. X tot die derde mag gedeel deur x kwadraat, ons trek die eksponente af, 3 minus 2 is 1, so dit is x. En y kwadraat gedeel deur y is, eksponente 2 minus 1, daar bly net 'n y oor. Waarin het ons hierdie vereenvoudig? Al wat oorgebly het is xy. Nou trek ons die volgende een af. Kom ons vereenvoudig. 15 gedeel deur 5 is 3. X tot die 5de mag trek 2 magte af. Y kwadraat gedeel deur y is y tot die mag 2 minus 1. Wat bly oor? 3x tot die mag 3y. En waarvan moet jy nie vergeet nie? Die beperkings. Wat is jou beperkings?
ons kan nie 'n noemer hê van 0 nie. So ons moet kyk watter veranderlikes is noemers, dit is x en y. So die beperkings is x is nie 0 nie en y is ook nie 0 nie.